Romeine 8 vers 31 sê, wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Wat se hoop is daar vir ons in hierdie vers vandag? Wanneer dit lyk of alles teen ons is, 'n dodelike virus, kanker, werkloosheid, swak finansies, troebel, verhoudings, wat ook al, God is met ons. Nie 'n greintjie van verloor of verlies in enige een van die verse in die skrifgedeelte nie. Paulus sê, ja, ons gaan swaar kry in die wêreld, maar dis niks in vergelyking met die heerlikheid wat wag nie. Ons moet net in afwagting wees om te sien wat God vir ons gaan doen volgens Romeine 8 vers 18 tot 25. Ja, ons gaan swakheid ervaar, maar die Gees sal ons help volgens vers 26. Die psalmdigter verklaar dat dit goed is dat hy getuister is, want te midde dit het hy geleer om God se woord te vertrou en te gaan skuil in die skaduwee van die Almagtige. As die son opkom in die oggend en ons nog asemhaal, dan het God 'n plan en 'n doel vir my en jou. So as jy dalk verslaane of oorweldig voel vanmôre, draai na God toe vir vrede en voorsiening. God is vir ons. Hy is ons hoeksteen. God het ons gemaak om meer as oorwinnaars te wees, volgens Romeine 8 vers 37. Vertrou sy woord dat hy vir jou is. Maar Vader, baie dankie Here vir hierdie bemoedigende skrif wat sê, as U dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons loof U en ons prys U, Here. Dankie dat U deel is van ons lewe en dankie dat ons vertroue en ons hoop op U kan plaas. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.